Goeiemôre. Ek hoor die mense loop soos 'n Lister engine wat koud kry. Hulle is maar siekerig, so dis hoekom hulle nou nie hier is vandag nie, of baie van hulle. En daar is glo 'n een of ander aanneming ook deur 'n bekende persoon, klink vir my, dalk is dit die koningin se seun hier agter in Wolmaranstad. So baie mense is nou soontoe op vanmôre. Maar nietemin, ons is hier en ons gaan lekker saam kuier so in die teenwoordigheid van die Here. Nou, ons begin vandag met ons Pinkster. Julle hoor mos so seker se mense, almal hoes en proes en blaas en neus en snyf en dinge. Kan iemand nie vir ons in groot maat ivermectin in die hande kry? Ek spot sommer. Ons begin vandag met ons Pinksterweek. Dis vandag die Pinksterweek is nou hierdie week en dan gaan ons nou volgende week afsluit met die Pinkster op Pinkster Sondag of Pinksterfees en dan gaan ons ook nou nagmaal vier volgende Sondag en dan hierdie week, deur die week gaan ek telkens elke aand die oordenking elektronies uitstuur. Dis bo en behalwe die daaglikse oordenking wat ek ook gaan uitstuur nog steeds elke oggend en elke aand. Maar ek wil tog, het julle gesien, kyk, ek het dit mos nou gesê op die WhatsApp groep, dat dit is eintlik tradisioneel dat ons met Pinkster in die aande bymekaar kom en dat ons dan nou sop bedien. Nou ek hoop dat die dames het daarom nou gesien, aangesien ons nou nie bymekaar kom en sop hier by die kerk kan bedien nie, het ek vir julle 'n hele bundel, of nie 'n hele bundel nie, 'n klomp sopresepte gestuur op WhatsApp. Het julle dit gesien? Ja, party sê ja. Okay. Die wat dit nog nie gesien het, gaan kyk maar op die WhatsApp groep. En dit is resepte uit my eie kombuis uit wat nou al beproef is en nou al dit werk regtig. Het van julle al van dit probeer, van dit sop al probeer maak? Nog nie. Sal vanmiddag, okay, nou toe. Dit is regtig die moeite werd, gaan probeer dit nou maar. Dit is nou maar my poging om die tradisie vir sop en Pinkster aan die lewe te hou, al kan ons nou nie fisies bymekaar kom nie. Maar nou ja, hierdie week gaan ons bietjie gesels oor, of die groter tema is, in gesprek met God, en ons gaan bietjie moeite doen om stil te word by die Here. As ons dink aan Pinkster, dan dink ons aan die bemagtiging van die kerk of ons as gelowiges om toegerus en bemagtig te word om uiteindelik in diens van die Here te staan in die koninkryk. En ons het nou donderdag aand met Hemelvaart het ons gepraat van die hemel en die aarde wat by mekaar uitkom. Nou Pinkster is wanneer ons dink aan hoe God ons toerus en bemagtig om wel die hemel en die aarde te laat by mekaar kom. En in die proses om hierdie bemagtiging te kan toeëien, moet ons met ander woorde kan luister, sodat ons kan hoor wat is ons taak, hoe ons dit moet doen en waar ons dit moet doen ensovoorts. En ons gaan dit nie kan doen as ons nie net stil raak en luister. Ons is baie geneig om baie te sê. Maar jy het 2 ore en 1 mond vir 'n rede, sodat jy meer moet luister en minder moet praat. En in hierdie Pinksterreeks gaan ons daarop fokus. Ons gaan bietjie kyk na of die dissipline inoefen om bietjie stil te raak, om weer bietjie gemaklik te raak met onsself, om tuis te kom by onsself. En vandag gaan ons daarmee begin. En daarom is die kleiner tema vir vandag, ons kom tot rus in God, om God te hoor. En die teks wat ons gaan lees is Jesaja hoofstuk 30 vers 8 tot 18. Maar voordat ons nou daaroor gesels, ons gaan nou eers staan vir ons voorsang. Lied 532 versie 1 tot 3, ons Vader neem ons hande, en dan lied 209, Heer met my hele hart, vers 1, en dan ook
lied 171 vers 1 en 2, die immer bekende heilig, heilig, heilig. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam. Thank
Daar is koffie en tee na die erediens, sodat ons bietjie saam lekker kan kuier. En dan is die groot goed op hierdie stadium wat nou eerste voorlê, natuurlik die beester ete en die looitjies vir die slagos. Nou, dit sluit Woensdag vir albei. Woensdag op die heel laatste, dan moet jy reeds jou plek bespreek het vir die beester ete en jou kaartjies gekoop het vir die slagos se trekke. So as jy dit nog nie gedoen het nie, sommer vandag, voordat jy huis toe gaan. As jy jou plek wil bespreek, doen dit asseblief met jou ouderling of diaken, dan kan hulle Tannie Meisie laat weet, of as die nie vandag hier is nie, doen dit sommer direk by Tannie Meisie self. Asseblief bespreek jou plek, en as jy nog nie kaartjies gekoop het vir die slagos nie, doen dit sommer vandag. By enige van die diakens kan jy 'n kaartjie kom kry, of sommer by Sarel, vandag nog. Dan weet jy sommer dit is gedoen en afgehandel vir Woensdag. Asseblief, dit gaan verskriklik lekker ete wees, en dit is nou juis volgende Sondag, so met Pinksterfees. So ons gaan, ons het Pinksterfees en nagmaal, en daarna gaan ons lekker saam eet, en dan vir die trekking vir die slagos ook plaas, so dit gaan 'n baie lekker dag wees. So maak asseblief seker dat jy nie uitmis nie, deur jou plek sommer vandag nog te bespreek. Asseblief. As julle sien in die blaadjie, ek het dit op die WhatsApp groep ook versprei, is daar dan nou die program en die beplanning vir die week, die temas en die tekste wat ons deur die week gaan behandel. En dan is daar die ander goed waarna ons ook kan uitsien, onder andere nou die hengelkompetisie, en onthou asseblief van die Kombers projek, die winterprojek, wat ons gemeente ondersteun by Postnet, terwyl ons nou, of as jy nou nog nie dit gedoen het nie, sommer ook dan nou Sondag, wanneer jy kom om die ete te kom doen, of wat ook al, bring 'n kombers saam, en dan kan ons dit sommer klaar gee, sodat dit uitgedeel kan word. Dan het ons nou verjaarsdae hierdie week, maar voordat ons nou gesels oor die verjaarsdae, by die voorbring, die name wat daar op is om Sarel Kotse, en Tannie Koti van Jaarsveld, en dan Marius Kotse, en dan wil ek vra dat julle asseblief sal bysit, ek het haar naam afgehaal, maar ons sit asseblief haar naam by, is natuurlik vir Koekoes, en dan Tannie Lily Blignut, asseblief daai twee name bysit. En dan het ons nou verjaarsdag hierdie week. Nou kan jy die sweets gaan uitdeel, soos die paas haas. Wynand Stein verjaar 21ste, en dan, terwyl jy daarbo is, die 22ste Leonora. Leonor, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy het 'n baie lekker dag. En dan ook die 22ste, wanneer jy nou afkom, kom daai kant af, dan kan jy daar by Kirstel verbyloop, sy verjaar ook, word jy nou 18, nee, baie geluk met jou verjaarsdag, dis 'n groot een daai. En dan Annemarie Martens, sy is nie, sy verjaar die 23ste, daar de Klerk, Askies. Annemarie Martens, sy verjaar die 23ste, en dan Janet Reineke, is sy hier? Nee, sy is ook hier nie. Is daar iemand wat vir Annemarie en vir Janet hulle sjokolades kan vat? Dankie, dan die meisie sal vir Annemarie vat, nee? En is daar iemand wat vir Janet sal vat? Daar is hy, dankie, om Jan sê, hy sal vir Janet vat. Maar dit moet afgelewer word. Ek weet, ek sê. Ja. Hiersom, geef sommer vir Tannie Meisie, Annemarie se asseblief. Dankie Tannie Meisie.
Dankie dat julle dit sal gaan aflewer. En ons sal weet as dit opgeëet is en 'n ander een kom maar uit, want hy het nie 'n sticker nie, die ander een gaan nie 'n sticker hê nie. Ek spot. Goed, en dan het ons 'n attestaat ontvang van Judith Rousseau van NG Leeudoringstad af. Sy is daar nou al 'n rukkie wat sy hier in die gemeente is en inskakel, maar as jy steek net gou jou hand op asseblief, Judith. Daar sit sy daar agter, offisieel met pampier, baie welkom. En as iemand nou nog nie weet hoe sy lyk nie, daar is sy het nou haar hand opgesteek. Kom drink saam na die tyd met haar 'n koppie koffie as jy haar nou nog nie ontmoet het of wat ook al nie. Sy gaan meer aktief werksaam begin raak hier in wijk 3. Maar ek gaan nie nou te veel daaroor sê nie, maar asseblief as jy haar nou nog nie ontmoet het nie, sy gaan na die tyd koffie drink en dan kan jy haar daar ontmoet. Is reg so nie? Ek het nou namens jou afsprake gemaak. Dis dit ten opsigte van die afkondigings. Ons het nou lekker gesels en geskers en die goeders deur die afkondiging saam, en dit is lekker om dit te kan doen. Afkondigings is eintlik deel van die erediens. Want die afkondigings getuig van die werksaamhede van die gemeente, van die gemeenskap van gelowiges. En hoe lekker dit is om deel te wees van 'n aktiewe gemeenskap van gelowiges, waar ons nie net 'n klomp gedoen nie, maar ook mekaar ondersteun. En ons doen dit omdat ons in mekaar se teenwoordigheid is. Net soos wat ons vanmôre in die teenwoordigheid van die Here is. En daarom kan ek julle groet. Ek groet julle vanmôre in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Nou, ek wil nou vanmôre begin, soos wat ons nou gepraat het, dat ons hierdie week bietjie gaan oefen en gaan gesels oor stil word in die teenwoordigheid van die Here. En dit is nou sommer ook ons verootmoediging vanmôre. Maar voordat ons nou dit fisies doen, wil ek nou net gou 'n Oostenrykse sielkundige, Satura is sy naam. Hy het gewerk met die 3 basiese menslike beginsels. Dit was nog voor Maslow. Nou, hy het gesê ons het basies 3 behoeftes. Die eerste is natuurlik die behoefte tot prestasie. En nou hierdie behoefte sluit in dat ons hard werk om bevrediging daaruit te kry, of dat ons op skool ons deel doen sodat ons bevordering kan kry, of dan nou by die werk waar ook al, en dat ons doen wat ons doen om uiteindelik op 'n manier bietjie te presteer, sodat ons op 'n manier dan nou ook daarvoor erkenning kry, het sy dit nou is deur 'n salaris, of 'n sertifikaat, of 'n medalje, of 'n kompliment, of hoe dit ook al wees, hoe dit ook al mag wees, dat ons het hierdie behoefte om te presteer in die lewe, om vooruit te gaan. En dan het ons ook dan natuurlik die behoefte tot ekstase. Nou dit sluit in dat ons saam met mekaar kuier, lekker braai, nê, en lekker beesterd eet en bywoon en lekker saam kuier, of dan nou ordentlike na mooi musiek luister en goed voel. Alles wat ons doen sodat ons kan goed voel. Dis hierdie behoefte na ekstase. En ek meen ons kan onsself nou nogal redelik indink, nê? As daar nie ekstase is nie, gaan die lewe boring wees. Ek kan dit nou op baie ander maniere beskryf, maar kom ons sê nou maar net, dit sal baie boring wees. So, party mense misbruik dan natuurlik sekere goed om elke keer die ekstase te verbeter en meer te maak, en dan word 'n ou buffeltjie, in steede van 1 buffeltjie word 2 en 3 en meer, nê? Ons ken daai, maar dit is uiteindelik gefundeer in hierdie behoefte tot ekstase. En dan die een waarna ons hierdie week gaan kyk, en dit is die een wat redelik
vergete word of nagelaat word of so, is die behoefte tot entase. En dit is dieselfde as ekstase, maar intern. Dit beteken letterlik dat dit die behoefte is dat ons sal tuiskom by onsself. Gemaklik raak weer met stilte. Dat jy nie noodwendig daarvan afhanklik is om die hele tyd besig te wees of met iets te hoor of iets te sien, of dat jy letterlik sal gemaklik raak met jouself in stilte. Jy ontmoet mense ekstern, maar jy ontmoet en ontdek jouself weer intern. En jou ekstase is baie afhanklik daarvan dat jy gemaklik is met jouself. As jy gemaklik is met jouself, dan gaan jy gemaklik wees met ander, want dan gaan jy gemaklik oorkom, jy gaan makliker identifiseer waar, met wie, of in watter groepe, of met watter vorm van eksterne stimulasie, is ek gemaklik, want ek ken myself. En dit is ook natuurlik tot 'n groot mate wat gaan bepaal hoe en op watter vlak jy presteer. Jy gaan nie presteer, kom ons sê byvoorbeeld met klavier, as jy nie weet dat ek hou daarvan om klavier te speel nie. Jy moet eers jouself ken. En in hierdie ontdekking van onsself, gebruik ons die geleentheid om onsself en ons identiteit in God te ontdek. Want dit is uiteindelik natuurlik die bron. Dit is waar ons gefundeer is en dit bepaal wie en wat ons is. Die filosoof Martinus Versveld het 'n boek geskryf Klip en Klein. En 'n aanhaling daaruit uit die boek uit een van die kortverhale wat hy geskryf het in die boek, die kortverhaal se naam is Huise. Het hy geskryf: niemand is met ander mense of in enige plek of enige tydperk tuis as hy nie in homself tuis is. As jy nie 'n lekker dag het nie en jy is nie gemaklik met jouself nie en jy is nie in jouself tuis nie, dan kan jy, maak nie saak waar jy is of waar jy kom nie, dan is dit nie lekker nie. As jy nie gemaklik is met jouself nie, kan jy vir wie gaan kuier? Dan gaan nog steeds dit gaan lekker, kan heel moontlik lekker wees, maar daar gaan nog steeds 'n stuk ongemaklikheid wees. As jy die een of ander gevoel het teenoor iemand en jy het dit nog nie uitgesorteer nie, omdat jy op daai stadium voel dat ek is te nagekom of wat ook al die geval mag wees, kan jy met daai persoon om 'n tafel sit, jy kan die lekkerste ete eet wat jy al ooit in jou lewe geëet het. Daar gaan nog steeds iets tussen die twee van julle wees. En daarom is dit so maklik of so moeilik en so belangrik om tuis te kom in onsself, om te rus in God se teenwoordigheid. En die rus is nie noodwendig net om vir 3 weke op vakansie te gaan. Dit is ook om aan die einde van die dag net 5 minute te spandeer in stilte. Nou ja, ons gaan dit nou, ek gaan julle nou help met 'n fisiese oefening hier rondom. Ek wil jy moet asseblief nou jou oë toemaak. Dan nie in slaap raak. Maak jou oë toe. Dan dink jy nou net vir 'n oomblik na aan 'n een of ander plek waar jy rustig kan wees. Onder 'n konteboom, langs die see op 'n rots, dalk langs 'n kampvuur, of selfs dalk net in die son op die stoep.
As dit by die vuur is, hoor die knetter van die hout. As dit langs die see is, hoor die branders en ruik die sout lug. As dit op die stoep is, voel die hitte van die son. Laat jouself toe om waar jy ook al nou is, dit te ervaar. Terwyl jy nou daar is, gemaklik in die omgewing, begin nou fokus op jou asemhaling. Al stadiger asem. Elke asemteug dieper. Elke keer wat jy uitblaas, voel jy hoe dat die chaos en die geraas van die lewe uitgeblaas word en wegwaai. Stukkie vir stukkie. Sodat dit nou vir jou voel dat jy gewigloos op water dryf. Soos 'n donsveer op 'n polietjie. Jy is nou rustig in die teenwoordigheid van die Here. Jy en God. Jesus wag altyd vir ons in die stilte. In die stilte, soos dit waarin jy nou is, luister hy na ons. Dit wat nie eens gesê kan word, maar deur jou hartklop geëcho word. En nou het hy ook die geleentheid om met jou siel te praat. Daar is nog eenheid in ons gedagtes met God se gedagtes. Ons gebede met God se gebede. Ons dade met God se dade. En ons lewe met God se. Dankie. Terwyl ons nou sit in hierdie rus in God, sing ons nou as 'n gebed die 278, hoor ons bid, o Heer.
Ons is nou stil in die teenwoordigheid. Ons kom soek U op. Langs 'n kampvuur, op die strand, in die son op die stoep, in die stilte van die aandwind. Here, want ons het 'n behoefte daarna om deur U te leef. Ons het 'n behoefte daarna om weer die krag, die werking van die Gees in ons lewens te voel. En om dit te doen, het ons nodig om weer 'n bietjie te luister. Om weer 'n bietjie na te dink oor die roeping wat U op ons lewens plaas. En daarom wil ons U kom hoor. Daarom wil ons weer na U luister. Daarom raak ons stil. In ons stilte vanmôre, kom praat asseblief met ons. Amen. Die eerste gedeelte van die Jesaja boekrol, Jesaja word in 3 gedeel. Dit is hoofstuk 1 tot 39. Praat Jesaja spesifiek met die volk. God praat deur Jesaja met die volk. Oor hoekom dit met hulle gaan soos wat dit gaan. En deel daarvan is omdat hulle so besig geraak het met hulle self en hulle eie dinge, dat hulle God vergeet het. Hulle het so besig geraak daarmee om met die wêreld te onderhandel, met die groot wêreldmoondhede in gesprek te tree en ooreenkomste te sluit met ander, dat hulle die verantwoordelikheid teenoor God nagelaat het en soms vergeet het. En as jy uit die veiligheid van God beweeg, dan is dit onafwendbaar dat jy jouself tronk op gaan loop in moeilikheid. En dis wat die volk gedoen het. Hulle het so besig geraak met alles anders, dat in die tyd toe hulle dit besef, toe hulle klaar in die moeilikheid. En die Assiriërs en die Babiloniërs op daai stadium was soos aasvoëls wat gesit en wag het om te kyk wie is wanneer om die moeilikheid, want dan is hulle kwesbaar. En dan het hulle op hulle neergesak en hulle dan op hulle knieë gedoen. En dis wat met Juda gebeur het. Hulle het gevou, want hulle tuiste was nie meer God nie. Hulle het nie meer God se roeping nagekom nie, omdat hulle so besig was met hulle eie dinge, dat hulle nie meer God gehoor het. En die visie wat God vir sy volk gehad het, was eintlik 'n blywende ontmoetingsplek. Dit was die oorspronklike idee agter die tempel. Maar die tempel was 'n gebou. En die gebou is ook natuurlik tot klippe gereduseer toe die volk vergeet het om God te ontmoet. En
Jesaja skryf vir hulle die eerste gedeelte, hierdie hoofstuk 1 tot 39, skryf hy vir hulle, want die vraag is, hoekom is ons waar ons is? Wat is aan die gang? Het God ons vergeet? En dan skryf Jesaja eintlik vir hulle en sê, nee, julle het God vergeet. Lees saam met my. Gaan nou, skryf dit, waar hulle by is, op 'n skryftablet, pen dit neer in 'n boekrol, sodat dit vir 'n dag in die toekoms as 'n getuienis vir altyd daar sal wees. Want dit is 'n rebelse volk. Kinders wat lieg, kinders wat nie wil luister na die wet van die Here nie, wat vir die sieners sê, julle mag nie sien nie. Vir die wat visioene sien, julle mag nie vir ons visioene sien wat reg is. Vertel vir ons vleiende dinge, sien bedrieglike visioene, wyk af van die pad, draai af na die gebaande weg, hou op om ons lastig te val met die heilige van Israel. Daarom, so sê die heilige van Israel, omdat julle hierdie woord beherp, vertrou het op afpersing, skelmstreke en daarop gesteun het, daarom sal hierdie sondeskuld vir julle wees, soos die bres in 'n hoë muur, wat oorhel om te val, waarvan die ineenstorting skielik onverwags sal kom. Dit sal gebreek word soos 'n potbakkerskruik breek. Dit word genadeloos stukkend geslaan, sodat tussen die stukkies geen potskerf gevind kan word om kole uit die vuurmaakplek te haal of water uit 'n kuil te skep. Want so sê my Heer, die Here, die Heilige van Israel, in bekering en rustigheid lê julle redding. In kalmte en vertroue lê julle krag, maar julle weier. Julle sê nee, maar op perde sal ons vlug. Daarom sal julle vlug. Op vinniges sal ons ry, en daarom sal julle agtervolgers wys hoe vinnig hulle is. 1000 van julle sal vir die dreigement van 1 vlug. Vir die dreigement van 5 sal julle vlug, sodat daar van julle soveel oorbly, soos 'n vaandel op die kruin van 'n berg, soos 'n banier op 'n heuwel. En om die rede wag die Here om aan julle genade te betoon. Om die rede rig hy hom op, om oor julle te ontferm, want die God van reg is die Here. Gelukkig is almal wat op hom wag. Dink nou vir 'n oomblik na in jou lewe, jou eie lewe, waar jy nou is. Konkreet. Jou situasie, jou posisie. God het vir jou 'n roeping. Daar waar jy nou is. In jou situasie. In jou konteks. Op skool. By die werk. By die huis. Tussen jou mense, in jou vriendekring. In jou familie. In jou sosiale kringe. VLI, jagtersvereniging, ook. En hierdie roeping is dit wat God op jou lewe lê, sodat hy jou daar kan gebruik tot sy eer. En in die teks wat ons nou gelees het, is dit baie duidelik. As jy vir jouself
moeilikheid veroorsaak, dan kom dit onafwendbaar. En soos ons nou reeds gesê het, en soos wat die teks ook sê, as jy buite die teenwoordigheid van God uitbeweeg, dan gaan jy gevaarsone binne. En as daar dan nou wel uitdagings is wat jy beleef in jou konteks, dit wat dit vir jou moeilik maak om met vertroue en oorgawe God te dien en waar ook al jy jouself bevind, sal daai uitdagings of tande kry of nie. Dit gaan tande kry wanneer jy die gevaarsone binne gaan. Terwyl as jy die veilige bly in die veilige ruimte van God se teenwoordigheid, gaan jy agterkom dat dis valstaande wat uitgehaal kan word en geen bedreiging is. Hierdie teks gee vir ons 'n klomp dinge waarna ons kan kyk en waaroor ons kan nadink, juis in ons situasie, as ons onsself daarin indink en onsself die vraag weer afvra, waarmee is ek besig? Hoekom doen ek wat ek doen? Waarvoor soeg en sweet ek in hierdie situasie? Is dit suiwer vir my eie menslike behoeftes? Of is dit werklik tot eer van God? En dit is die verskil tussen die gevaarsone of die sekuriteit van God se teenwoordigheid. En as jy nou vir 'n oomblik sal nadink oor hierdie teks wat ons nou gelees het, en jy dink jou eie situasie daarin, in die teks, wat val jou op? Wat val jou by? Wat sê hierdie teks vir jou in jou situasie? En as jy oor daai goed nadink, en jy internaliseer, jy maak dit jou eie, sodat jy die teks onder andere gebruik as die sekuriteitszone, die veilige plek, waaruit jy dink wat jy dink, doen wat jy doen, sê wat jy sê, leer wat jy leer. Dan is dit baie duidelik dat die teks eintlik fundamenteel vir jou wil sê, maak seker jy doen dit vir die regte rede. Jesaja sê in vers 15, julle krag lê in stil wees en vertroue hê. Ek herhaal, julle krag lê in stil wees en vertroue hê. Nie maak jou eie planne nie.
Ons boere is mos bekend daarvoor. Elke boer het 'n plan. Nie maak jou eie planne. Ja, die Here gee vir ons 'n gesonde verstand dat ons vir onsself kan dink. Maar voordat ons planne maak, raak net eers stil en kom eers by God uit. Ek praat nou nie van 'n gestripte bout nie. Maar eers stil word. By God uitkom. Die regte vrae vra. En dan gaan jou planne heel moontlik in lyn met God se wees en baie beter sukses hê as wanneer jy self voortploeter. Niemand is met ander mense of in enige plek of enige tydperk tuis as hy nie by homself tuis is. En ek dink nadat ons die teks nou gelees het en 'n bietjie nagedink het daaroor, maak hierdie aanhaling meer sin as wat hy gedoen het, ons het nou net gelees. Om stil te word is nie net 'n voorreg nie. Dis 'n veronderstelde vereiste om te wees die beste weergawe van jouself wat jy kan wees in God. Ek herhaal. Om stil te word is nie net 'n voorreg nie. Dis 'n verantwoordelikheid om uiteindelik die beste weergawe van jouself te wees wat jy in God kan wees. Ons verskillende maniere hoe ons dit kan doen. Ons gaan deur die week oor 'n paar verskillende paar moontlikhede weer praat. Maar uiteindelik sal jy die beste wees of die beste weet wie jy dit kan doen in jou situasie om regtig wanneer jy stil letterlik soos 'n donsveer op water gewigloos te word te wees, sodat jy net weer bietjie by God kan uitkom. Moeder Teresa het gesê, Jesus wag altyd vir ons in die stilte, en in daardie stilte luister hy na ons. Daar praat hy met ons siel, en daar sal ons sy stem hoor. In stilte vind ons nuwe krag en ware eenheid. Die krag van God om alles goed te doen, word ons die eenheid van ons gedagtes met sy gedagtes, van ons gebeure met sy gebeure, ons dade met sy dade, en ons lewe met sy lewe. Kom ons bid. Here, ons het hierdie teks in Jesaja nou gelees. Ons sal luister. Help ons, Here, om weer 'n bietjie rustig te raak, by onsself uit te kom, met onsself om gemaklik te wees, om in onsself tuis te kom, sodat ons weer 'n bietjie by U kan uitkom. Help ons, Here, om
vanmiddag weer moeite te doen om net iewers deur die dag vir 'n paar oomblikke stokke te vat, deur dit aan U te gee in stilte. Ons wil vra dat U deur die Gees vir ons elke geleentheid sal uitwys waar ons dit kan doen, sodat ons kan weet dat Here, selfs die stilte is 'n geskenk van U af. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou afsluit met ons slotsom met 442 vers 1 en 2 staande. Dan wil ons staan vir die seënuitspraak en die amen aan die einde. Die dankoffer sal by die deure opgeneem word. Kom ons staan. Medegelowiges, die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die hoop, leiding en die krag van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly nou en tot in alle ewigheid. Amen.